Amen. Jy kan gerus sit. As jy vandag vir die eerste keer hier is, ek gaan jou nie vra om jou hand op te steek en hier voor te kom staan en vir almal te kyk en almal sing vir jou welkom ou maat nie. Ons is nie so kerk nie. Hier is 'n paar ouens wat verlig lyk. Nou weet ek wie's vandag die eerste keer hier. Okay. That was a trick question. Ek wil vra dat Woenay en François asseblief hier vorentoe kom. Ja, sommige van julle ken haar as Woewoe. Maar haar regte naam is Woenay, né? Ja. Woewoe is ons kids, die Doxa Deo kids leier, koördineerder, hooffasiliteerder by hierdie kampus. En in Doxa Deo sê ons dat ons kinderbediening, hoor mooi, nie ons skinderbediening nie. Hulle kom woensdagoggende tussen 9 en 10 by 'n ander gemeente bymekaar. Maar ons kids ministry, né, is vir ons so waardevol dat ons het 'n geweldige passie vir 'n kurrikulum wat ons met hierdie kids deurgaan op elke ouderdomsvlak van hulle lewe, elke fase wat so mooi uitgewerk is. Ons spandeer geweldig baie geld in die Doxa Deo familie daaraan om die regte navorsing te doen, om die kinders nie net die Bybel te leer nie, maar om hulle te leer om die Bybel toe te pas in hulle lewens. En ek wil vir jou sê, een van die sterk kragte van Doxa Deo is Doxa Deo Kids. En ek wil die Here eer daarvoor. En ek wil jou nooi, as jou kind nog nie by Doxa Deo Kids is nie. Ek weet, my dogtertjie wil ook altyd by my sit. Maar op 'n stadium moet hy daai ding knip, want hulle het nodig om te hoor op 'n ander manier en met mekaar te, die Engelse sê engage, oor die skrif. So ek wil jou nooi, as jy ook vandag besoek hier, en jy het 'n kind, wat's die jongste ouderdom? 6 maande? O, 3. Okay, yes. Want ek dink al die ouers met die kinders 6 maande sê, hier's hulle, hier's die doeke. Dankie Woewoe, ek's volgende week terug. Van 3 af tot in graad 7 wil ek jou asseblief nooi. Woewoe gaan nou hier agteruit, né? En jy hoef nie voor te kom staan nie. Ontmoet haar daar in die foyer of die portaal en sy sal jou mooi help dat jou kind geplaas word. En miskien as jy daar in rigting stap, gaan jy so daarvan hou, jy gaan nie terugkom nie. Moet dit nie so doen nie, hoor. Dis 'n fantastiese bediening. En dan François, hy het hierdie hele week net kontaklense gedra. Vandag het hy sy bril op, want hy het cricket gespeel op die vakansie. En toe sy vriendin, ons sal nou nie persoonlik raak nie, ek weet nie wat hy vir haar gesê het nie, maar sy het die bal geslaan, en toe in die middel van sy bril, hom getref, en toe sy bril gebreek, nee. Maar ek het goeie nuus vir jou, François kan sien vandag. So as jy 'n tiener het, as jy 'n tiener het, dit beteken hulle is in die hoërskool, né? Ja. Asseblief moet jy nou nie gaan en daar gaan sit nie. As jy 'n tiener is, my maat, jy gaan uitverloor as jy hier tussen ons ou mense sit. So, hy gaan ook daar in die ontvangsarea staan en dan glip jy gou-gou uit, né? Terwyl ek nou hier my notas reg kry en dan gaan kyk jy 'n bietjie die dinge daar uit en dan na die tyd dan kom gee jy my terugvoer. So kan ons hulle 'n lekker hande klap gee. Yes. Daar sê, dankie. Geniet dit, hoor. En dan van volgende week af gaan hulle op die galery staan en dan gaan hulle met so laser skyn in jou oë as jy 'n tiener is en sê, dan sal kode, kom. Okay. My ma het my altyd geleer in die ou dae, as ons kerk toe gaan, of moet gaan, my ma was orgelis, dis nie 'n kwessie in ons huis gewees nie, maar dan as die klok so lui, dan sê sy, hoor hy sing, kom sondaars, kom. Yes. Daar is 'n stuk in my lewe wat tot 'n krisis geval het. Nee, jy weet nie hoe lank het my gevat het om oor dit te kom nie. Jy kom tot op 'n plek wat as die roomhuiskarretjie
klik, hardloop jy weg, jy dink is dalk oordeelsdag. Maar okay, ons gesels oor selfliefde. Yes, dis 'n lekker ding. En ek gaan vir jou vandag sê, nou gaan jy hier uit wil storm. Ek gaan vandag begin en vir jou sê, as daar nie selfliefde in jou lewe is nie, kan jy nie ander lief hê nie. Maar dis nie die selfliefde wat ek en jy nou onmiddellik dink nie. Okay, dis nie daai, kyk ek's hierso by Virgin Active, né? En dan, daar's ouetjies daar, hulle is sulke jong manne. Hy gaan pomp sy spiere so 4 bar op, hy ruk eisters, hy doen nie oefeninge nie, hy so, ek's altyd net bang hy beseer die ou langsom, ek hou my afstand. Ek het groot geword, nie so swaar nie, maar stadiger doen dit ook, vir julle wat jonk is. Maar die groot geheimenis daarvan is, daai ou kan nie wag om in die badkamer te kom nie. Dan gaan staan hy voor daai enigste spieël. En as jy vir hom vra hoe laat se, dan sê hy, dis 3 minute oor 7. En as jy vir hom sê, hoor jy dalk in 'n hondjie se iets getrap aan sit. Jy weet, dis nie die selfliefde waarvan ek praat nie. Ons te ou gehad op skool. Sy bynaam was Mean Scheme. Daar's 'n rede daarvoor. Hy was 'n goeie atleet. En hy was seker aantreklik, ek het nie so gedink nie. Maar toe hy nou in matriek, toe stap hy oor na die meisieskool toe en hy vra vir die hoofmeisie om saam met hom matriekafskeid toe te gaan. Maar hy doen dit op die volgende manier. Ek moet nou nie name noem nie, want hy kom jy in die omgewing naby hier vandaan, maar hy gaan na toe, hy sê vir 'n meisie soos jy verdien 'n date soos ek. Hæ? Yes, ouens. En toe sy nee sê, toe verdien 'n ander meisie ou soos. Dis regtig, hy was net in daai wêreld van hierdie fisiese selfliefde. Hy het vleuel gespeel, hy was vrek vinnig. Maar as hy die bal het, al wanneer jy die bal uit sy hand uit kry, is as hulle hom getackle het, of jy het die bal uit sy hand uit gegryp. Hy was so synig, nee, so Saul Kersner. So, nou kry hy daai bal, dan hardloop hy, dan is die senter aan sy binnekant, dan tackle hulle hom. En op 'n stadium, amper sê ek sy naam, sê die coach vir hom, al wat jy moet doen, is jy moet die bal uitgee, as jy sien hulle gaan jou tackle. Hy sê, meneer verstaan nie. As jy so vinnig soos ek is, kan jy nie nog dink om 'n bal te paas nie. Nou so, hierdie ou het met 'n baie goeie selfbeeld groot geword. Maar hy het baie hartseer in sy lewe later gehad. Want sy spoed het verminder. Meisies wat regtig ordentlike oulike girls is, hou nie daarvan om met 'n ou uit te gaan wat 'n spieël tussen haar en hom sit en net die hele tyd seker maak sy hare is reg, nee hoor. En wat die hele tyd van homself praat nie. So ek wil vir jou sê, dis nie selfliefde volgens God se prentjie nie. Selfliefde volgens God se prentjie is nie 'n waardering vir wie ek is en hoe goed ek is en hoe oulik ek is nie. Volgens God se prentjie is dat ek totaal kan aanvaar dat God my totaal liefhet en dat ek genoeg is. Dat ek liefde kan aanvaar van God en dat ek eintlik sy woorde van seën oor my lewe kan vasmaak. Want dis die groot uitdaging. As ek dit nie kan vat nie, as ek nie kan lief wees vir myself, vir wat God in my lewe kom doen het nie, dan gaan ek my hele lewe, dit probeer self uitfigure. En God gaan net 'n kruk word. Jy weet waarvan ek praat, né? Okay, mooi. Niemand het land opgesteek nie, maar party ons kry daai kyk van skrat, jy weet daai. Okay. So, daar's 2 goed wat ek vandag wil begin mee. Ons sal so binne die 2 ure klaar maak. En dit gaan onder 'n groei fokus in ons lewe. Ons moet groei in die verstaan
van ons liefde, van God vir ons, maar ook in ons selfliefde. En om 'n gesonde prentjie van selfliefde te hê, ouens, moet jy God raadpleeg. Nie die spieël nie, nie dit wat jy bereik het in die lewe nie, nie die maatstaf waarmee jy jouself meet nie, want jy gaan misluk. Nie die opinies van ander nie, maar die opinie van God. So hoe meer tyd ek spandeer met God oor wie hy is, hoe meer hoor ek wat hy sê wie ek is. Jy hoor, dit help nie jy sing, oh Lord, it's hard to be humble. Julle ken daai liedjie nie. Dit is 'n begin vir disaster. Want die Here gaan jou eers help om te wys wat regte nederigheid is. En ek en jy wil nie daar wees. So, die eerste beginsel is ons begin by God. En dis hoekom toewyding aan die Here is geweldig belangrik. Om in God se geselskap te wees, is meer belangrik as wat ek en jy dink. Want dit is die bepalende faktor in ons lewe. En die tweede ding, ek wil nou amper sê die tweede een wat hiermee gelyk staan, is ons moet vanuit rus lewe. Die Sabbat. Ons moet tye hê wat ons kan terugstaan en kyk na ons lewe en sien of dit waar is. Maak dit sin vir jou? Jy sien hoe ek myself lief het in die goddelike prentjie is direk gekoppel aan die waardes en die waarde van goed wat ek in my lewe sien. Dit is so belangrik. Dis die bril waarmee ek kyk. Arme François kon dit nie sien nie. Die laaste ding wat hy gesien het was 'n bal wat na hom toe kom. En hy het daarom kontaklense hierdie week gedra, maar die oomblik as jy jou bril opsit, ouens, as ek hier sit, ek kan sien nie mense, maar jy kan nou vir my baie lelike goed sê, ek weet nie. Maar die oomblik as ek die bril op het, dan het ek perspektief. Die bril van ons lewe is die skrif en die Heilige Gees. En dit vat toewyding. Dit vat geweldige toewyding. Ek gaan nie vir jou jok nie. Jy sien, daar moet iets gebreek word in my, sodat iets gevul kan word in my. Ware groei kom nie van self nie, dit verg 'n ingesteldheid en 'n absolute doelgerigtheid. Ons noem dit dissipline. Jy weet, dis waar die woord disipel vandaan kom. Disipel is nie volgeling nie, dis deel van dit. Maar dit beteken om jouself te forceer om te volg. Dis waar die woord dissipline vandaan kom. So, jy kan nie 'n disipel wees sonder dissipline nie. Ek kan nie 'n emosionele volger van Jesus wees nie. Want dan op die einde gaan ek 'n onderhandelaar met hom word. En dan gaan alles verkeerd loop. Goed, so 'n gedeelte wat ek met jou wil deel vanoggend, en dis ons kernvers, is in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. En ek gaan vir jou lees in die Nuwe Lewende Vertaling. En ek gaan so hier en daar net 'n bietjie stop, want ek wil hê jy moet net 'n bietjie pause en konteks kry oor wat hier gesê word. Paulus kom en hy skryf vir die gemeente in Korinthe, hy sê, onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat julle die prys sal ontvang. Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om die prys te wen, wat heel gou sal vergaan. So, wat hy hier sê is, by enige atleet is daar hierdie absolute toewyding. Hulle oefen elke dag, hulle weet wanneer is die byeenkoms, hulle pys hulle self. Vandag se dae eet die ouens reg, hulle moet piek op die regte tyd. Dis besig om iets in jou lewe in te neem. Jy weet, as jy oefen vir die Comrades, dan beïnvloed dit jou hele lewe. Wie van julle het al die Comrades gedoen? Daar's berading vir dit. Okay? Maar jy kan nie net besluit jy gaan die Comrades doen en dan daag jy op nie.
Jy moet eers 'n kwalifiserende tyd hardloop. Jy moet eers, daar's 'n paar goed wat jy moet doen, want hulle wil jou beskerm teen jouself. Dis dieselfde toewyding wat hy van praat, maar nou gaan hy verder, nê, en hy koppel nou eintlik die waarde aan hierdie toewyding. Hy sê, maar ons doen dit vir 'n ewige prys. Jy sien, ek ry fiets en ek probeer so nou en dan 'n lang ding ry en dan gee hulle jou hierdie medalje. En dan, die eerste keer as jy hom kry, voel jy baie happy. Jy voel soos op skool toe jy nie gewen het nie en nou het jy dit. En dan loop jy daar in hierdie fietsplek en dan sien jy maar elke tweede ou wat laag gemaak het 'n medalje. Nou voel jou medalje nie meer so spesiaal nie. Jy hoor. Nou wil jy om die tweede keer, die derde keer, die vierde keer ry. Soos met die August, die Cape Cycle Tour. Want nou jou nommer verander as jy het 5 keer gedoen het. Nou jaag jy kry nooit genoeg nie. En jy weet, 'n sport is soos preek. Jy's net so goed soos jou laaste Sondag. Ja, ek kan die stof onder jou voete uitpreek vir 6 maande, maar laat ek een bad Sondag hiervoor hê. Dan sê jy, daai koot sak. Dis 'n sport ook werk. Dis okay, ons kan dit vat, al is dit grond toe. So, ek is geroep en gestuur. Okay, so, hy sê, maar ons het 'n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af. Hy weet waartoe hy gaan. Doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. Hy praat van energiebestuur. Het jy al geboks? Ouens, jy moet bietjie kyk, daar's so 'n storie, slaan 'n boer. Ek het dit nou net mooi vertaal. Maar een van my kollegas, ek gaan nie name noem nie, sê vir my, kyk dit. Ek sê, yes, maar daai naam is Vletjie. Hy sê, nee, hy stem saam. Maar kyk dit. Yes, hoor jy, maar toe raak ek hoek. Ek kan nie inskryf nie, want ek het nie 'n plaas nie, maar ek spaar. Ek behoort 71 te maak. Okay, so, nou daai ouens het vir 6 maande geoefen, en dan word hulle eers gekies. En dan kry jy die tegnieke en alles, en elke ou dink hoe hy die ander ou gaan peper en slaan. Jy kan dit gerus gaan kyk, edit net die M-woord uit. Okay, so, maar nou, weet jy wat ek agterkom? Die oomblik as hulle met mekaar begin beklei, dan raak hulle so moeg, later lê hulle net teen mekaar. Jy raak moeg. En eintlik die ou wat kan daai eerste ronde net lekker beweeg en nie houe mors nie, is die ou wat moontlik aan die einde gaan wen. En wat Paulus hier vir ons sê is, bestuur jou energie. Daar's goed wat absoluut nonsens is. Daar's houe wat jy gooi, wat niks tref nie, maar dit steel jou energie in die lewe. My vraag vir myself is, hoeveel houe in die lewe het ek al in energie ingesit en net 'n tydmors veroorsaak, en toe ek nou regtig kom waar die hou plant, toe sit hierdie. Jy hoor, party van ons gebedslewe is so, hy was straffie Satan nou maat, onder die bed, bo die bed, badkamer toe alles, maar die oomblik as daai persoon voor jou staan, wat jy dink die duiwel het, dan sê, ja meneer, nee meneer. Jy is so moeg daar, dat jy jou gevoel vir jou autoriteit op die regte plek verloor. Ek sê nie jou baas is die Satan nie, asseblief. Okay, nou kom hy en hy sê, ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruiksaam te wees. Ek wil tog nie terwyl ek vir ander gepreek het, self deur God gediskwalifiseer word nie. Wow. Dis nogal mal. Dan word ek soos daai wat Jesus sê, jy kom na my toe en jy sê, in my naam het jy demone uitgedryf en jy het jou hande op siekes gelê, maar ek ken jou nie. Dit beteken dat jou hele lewe begin gefokus raak op wat jy doen. En God word nou maar net daar in 'n hoekie gesit. En ek wil jou beloof dat jou lewe gaan dan wees soos iemand wat 'n medalje kry, en dan wanneer hy hom gekry het, is dit soos 'n hond wat 'n kar gejaag het. Wat doen jy nou as jy hom gevang het? Jy hoor, daar's die prys wat die Here vir ons gee, is altyd ewig. Alles wat ek en jy doen, het ewigheidswaarde as dit in die lyn is met, ek is regtig op 'n plek waar ek besef, God het my geweldig lief.
Kan jy dit hardop saam met my sê? Sê saam met my. God het my, ek sien nie jou vinger nie, het my geweldig lief. Ek vat dit. Vat jy dit? Jesus, ek is bly ek sê julle onnie nie. Ja. Jy moet jouself hoor. En is nie die spieël sien, liefling, dis nie daai nie. Dis om voor 'n spieël te staan as jy skeer, manne, vrouens, moet asseblief nie dit doen nie, want dan gaan jy dit vir die res van jou lewe moet doen. Maar as jy daar staan om te sê, Here, hierdie ou, al voel ek nie so nie, is geliefd deur U. Ek is meer as 'n oorwinnaar, nie net deur U wat my die krag gee nie, op grond van U wat in my woon. U opinie oor my is nie om my pak te gee nie, maar om my op te stel vir 'n fantastiese toekoms. Amen. As jy die oggend opstaan met daai gesindheid, dan gaan jy sien, dinge is besig om drasties te verander. So, as ons kyk na die groei areas in hierdie jaar wat ons aan gaan werk, dan is jou liefde en verstaan van liefde vir jouself baie belangrik. En ons gaan nou kyk na die 3 H's. H. Okay. So, dis nou Engels, want ons kan nie in Afrikaans dit so doen nie. Het ek iets gesê? Okay. Die eerste een is holy. Dis geestelik. Dit beteken, ons gaan gesels daaroor hoe belangrik dit is. Jy gaan moeg word vir ons daaroor. Oor hoe belangrik my en jou verhouding met God is. Want die hele wêreld kan vir ons sê ons is fantasties. Maar as God nie daai ding in ons hart bevestig nie, dan moet ons oorbegin. Amen. So, om te sê, 'n gewoonte van holiness beteken afgesonderdheid. Ek gaan tyd met God spandeer. Ek gaan elke opinie wat iemand van my gee filter met wat God sê. Die tweede een is healthy, dis holisties. Dit is om te sorg vir hierdie tempel van die Heilige Gees en dit te sien vir wat dit is. Nou, om hierdie tempel te onderhou, kos baie geld. Ek weet nie of jy dit weet nie. Dit beteken, ek moet gesond leef. Ek moet gesonde gewoontes aanleer. Ek moet op emosionele vlak my gesin en myself bemagtig sodat ons kan 'n gesonde impak in mekaar se lewens hê. En dan die derde een wat die moeilikste een is die humble, dis my gesindheid. Dit is die leerbare hartbeginsel. So ek het nou hierso, ek wil net hierdie daar neersit. Ek het nou hierdie 2 oliesakke. Dis nie omkoopgeld nie. Die van julle wat nuus kyk. Die wat nie nuus kyk nie, gaan Google hoor dit maar, hoor. Ek wil met jou praat oor my en jou lewe. Jy sien, daar's 'n dag wat ek en jy gebore word. En daar's hierdie fantastiese boustene in ons lewens. En nou kom jy dalk op 'n plek en jy leer loop. Van julle het eers so op jou boude gekruip. Dis goeie terapie. Ek ken dit dan nie, maar is te laat as jy dit nou nog doen. Dan was daar die tyd toe jy op jou voete gestaan het en jou ouers was mal daaroor. Of die kleuterskooljuffrou. Dan is daar hierdie tyd in jou lewe gewees wat jy geloop het en begin hardloop het en jou kommunikasievaardighede het baie goed begin word. Dit het beweeg van na myne, onthou julle? Ja. En toe kom maar daai tyd wat jy regtig glo ek het 'n plek in my familie en my gesin en jy het maatjies en jy begin deel. En toe kom maar hierdie wonderlike seisoen
Dis okay, ek het nog net 90 om te bou. Toe kom maar daai tyd wat jy begin 'n rol kry het in jou gesin en jy word vertrou met goed, so sakgeld, al daai goed, ons spring nou 'n bietjie vinnig. En hier is jy ook in die laerskool en jy leer om te kompeteer op 'n gesonde manier en hulle leer jou somme en vir ouens wat hoërgraad doen, wiskunde en dan kom jy op hierdie plek in jou lewe waar jy dalk 'n sport beoefen of 'n kultuurding en jy leer iets daarvan jouself en jy staan uit in jou eie area, jou eie individuele oorwinning, C4 en dan skielik is jy weer hier om niks te wees nie. Jy weet, 'n graad 7 kind weet baie, maar 'n graad 8 kind weet niks. Julle ken daai, né? My arme dogter. Sy het daarom nog 'n jaar oor van senior wees. Okay, nou begin die lewe regtig kom, né? Nou gaan jy hoërskool toe. En hulle is so onregverdig in die hoërskool. Jy moet nou vakkeuses maak wat die res van jou lewe bepaal, hè? Hoe cool is dit? Jy mag nie drink op 15 nie, maar jy moet kies wat jy vir die res van jou lewe gaan doen. Dis hoekom kinders drink. Nou kom jy in die fase van jou lewe, nou as jy 'n man is, dan begin jy 'n tier word, jy weet. Ja, julle weet waarvan ek praat. Jy kry sulke vlindertjies in jou maag en jy weet nie hoekom nie, maar as jy haar sien, dan kry jy dit weer, en meisies, jy kry daai, sien my net raak, Jan, waar is jy? Ja, sien my net raak, Jan, en as hy my raak sien, dan weet ek nie wat om mee te doen nie. En dan kom jy by hierdie wonderlike plek by jou matriekafskeid en van ons huil, van ons is bly, van ons wil nog weer in die skool bly, ander sê ek gaan universiteit toe. Toe ek jonk was dit ek gaan weermag toe. Daar was 'n seisoen wat mense Engeland toe gegaan het. Moet dit nie meer doen nie. En nou kom jy op 'n plek en jy gaan studeer dalk of jy kry jou eerste werk. En so bou jy in jou lewe in. Elke ding word in jou lewe ingebou. Ja, hierdie is nie lekker stabiel nie. Okay, so onthou by jou huis op 'n rots, nie op 'n tafel nie. So nou het jy klaar geswat. Meeste van ons wil dan ons nou loop trou, jy weet. En dan doen jy dit, jy raak verloof, jy kies net soos jy op ouderdom 15 gekies het, waartoe jy die res van jou lewe loopbaan gewys gaan, kies 'n man op ouderdom 23, wanneer sy brein net finaal begin ontwikkel, met watter vrou hy die res van sy lewe gaan spandeer. Die Here het 'n sin vir humor, dames. Okay, so nou is dit daai boustene, wat 'n pragtige gedagte, en nou kom jy op 'n plek, kinders, werk, huis koop, is lekker. Ek koop 'n kar, en nou begin jy opgang maak by jou werk, en jy kry bevordering, en yes, look more on top of the world, jy het jou eie skyscrapertjie gebou, en nou kom jy op 'n punt, waar jy dalk nou moet begin kyk na die toekoms, jou kinders is besig met universiteit of gaan uit die skool uit, en nou wil jy na jou ou dag kyk en jy doen daai beplanning, sommige van ons. Jy weet, ek noem nou 'n paar goed, maar ons bou ons hele lewe rondom stene. Stene wat deur mense vir ons gelê word, keuses wat ons maak. Jy moet vir my sê hy skeef, hoor. Die uitdaging is, ek en jy het altyd so 'n tipe
toringkie, dis die toring van Babel, nie? Nou, elkeen het so 'n toringkie. Dis wat jy bou in jou lewe in, en wat vir jou belangrik is, maar jy sien, nou gebeur daar iets. Jou vrou besluit, sy wil oor see gaan, saam met 'n vriendin vanaand. Dit het nogal koste implikasies. Hoor jy Rihanna, as jy op YouTube kyk? Hierdie is loser as wat ek dink. En nou kom jy en jy daai droomhuis by die see. So, hier's nou 'n stuk van jou belegging. Ek kan 'n huis vir my in Reebok koop. Lekker man, lekker. Okay. So ek haal nou 'n bietjie geld uit my belegging uit. Dit gaan mos goed gaan. Ek het Bitcoin gekoop, oud gesê ek moet dit koop, so dit gaan goed gaan. Maar nou wil my kind 'n kar hê, en ek besef, okay, dis belangrik, want anders moet jy hulle universiteit toe ry elke dag. En nou kom dit op 'n plek waar ek kry soveel verantwoordelikheid by die werk. As ek net bietjie van my gesinstyd nou vat en dit aan hierdie werk spandeer, dan gaan my familie soveel beter afwees op die einde van die dag. Ek vat net so 'n bietjie weg. Ek kan dit beheer. Kyk, hier staan hy. Nou kom ek op 'n plek waar, yes man, weet 'n ou in sy 50's moet daar 'n Harley kry. Of 'n mountain bike. Profiteer ek op die oomblik. Maar ek weet dit gaan ook kos, en die groot koste is nou dalk nie, waar gaan ek hierdie beleggingkie losmaak? Is daar 'n 32-day call account, daar sê, boom. Nee wat, hierdie Harley gaan loop so stroop. Ek kan nog alles in beheer hou. Nou skielik kom ek op 'n plek waar my kinders emosionele behoeftes het, maar kan hulle nie sien ek sorg vir die huis nie. Gaan praat met ma. En Rihanna kom by my en sy sê vir my, Koot, ek wil baie graag Desember hê ons moet 'n lekker lang vakansie vat, en ek sê, my vrou, weet jy wat, hier's vliegkaartjies, gaan jy. Ek gaan in elk geval nie kan konsentreer as ek daar sit en ek het werk om te doen nie. Julle weet waarvan ek praat, nee. Nee. En nou kom ek op 'n tyd wat, daar's soveel druk op my. Ek begin nou vir goed ja sê, en ek besef nie waarvoor ek nee sê nie. En nou begin ek, voel my lewe begin uit mekaar uitval, my lewe begin deur mekaar raak en heeltemal uit beheer uitspin. En wat die eerste ding wat ek doen is, ek bid nie meer so lekker nie, want ek gaan in 'n plek in van, veg of vlug. Maar nou raak dit al hoe moeiliker. Jy sien, ek kan cope. Ek kan cope in my lewe soos ek aangaan. Ek het dit nog gemaak tot nou toe. Ek moet net deurdruk, net hierdie seisoen. Kon nou maar nie op jou horlosie kyk nie. En ouens, dan kom maar 'n dag wat ek begin risiko's vat op my gesondheid, op my geloof, op dinge wat werklik waar tel. En dan dink ek gaan dit net vinnig doen. Jy sien, spoed is 'n goeie ding. En ek juggle hom
en daar's risiko. O, jemmel. Maar ek begin selfs adrenaline rush kry van hierdie risiko. Ek wiggle om. Ek sê nee om opinies van ander te hoor. En alles val uit mekaar uit. Ouens, is nooit God se plan dat ons lewe so moet wees nie. As ons lewe bou met goeie bedoelinge, kan dit nog steeds massief misluk, want goeie bedoelinge maak jou nie suksesvol nie. Om by die allerhoogste te skuil, is reeds om suksesvol te wees. So ek wil jou nooi hierdie jaar om saam met my te kyk na ons lewens. Miskien sit jy hier en jy sê, Koot, ek kan identifiseer met hierdie, my huisie staan nog, maar ek het soveel spanning. En is omdat ek nie geloof het in die feit dat God in my glo nie, dat ek goed op myself begin trek het, en ek begin risiko's aangaan het in my lewe. Die wen van wat God doen en wat ons hierdie jaar wil doen is, wanneer jy 'n ongesonde blokkie uithaal, dan bou ons deur gesonde dissipline 'n gesonde blokkie in daai plek in. Ons wil nie net hoër en hoër en hoër gaan nie. Ons wil sterker en meer kapasiteit hê om meer gewig te kan dra in die gees. Amen. So ek wil jou vra terwyl jy hier sit. Miskien wil jy 'n keuse maak saam met my om te sê, Here, ek kies hierdie jaar om gedissiplineerd te werk aan my afgesonderdheid vir U en om te leer wie ek is en my opinie te kry van wat U sê van my, nie van ander plekke nie. Is jy bereid dat jy dit saam doen? Dat ons dit saam doen hierdie jaar? Miskien is jy hier wat ook sê, ek gaan hierdie jaar weer werk aan my verhoudings, ek gaan hierdie jaar werk aan my gesondheid. Ek gaan hierdie jaar tyd spandeer om God se opinie in alles in te kry in my lewe. Ouens, ek het 'n geweldige verslawing en ek bely dit hier. Ek is verslaaf aan suiker. En ek besef, dit is die moeilikste ding om te breek. En die Here praat met my oor hierdie vakansie. Hy sê, as jy aan iets verslaaf is, dan kom dit tussen my en jou. Ons dink is niks. Maar as jy jou nie buig vir iets, dan vat dit beheer oor jou. En wat ek agtergekom het is, jemmel, ek is lief Toblerone, en dan sal Dis-Chem het nog vir R119 vir so massiewe ding verkoop. Ek gaan nie meer Dis-Chem toe nie, ek stuur my vrou. Maar vermyding bring nie die oplossing nie. Jy sien, wat ek nie besef nie, en dis nou suiker. Suiker is 'n silent killer. Hy maak dat jy breinfog kry. Hy maak dat jou energie val. Hy maak dat jy nie goed voel oor jou liggaam nie. Hy sit jou op 'n plek dat as jy in die spieël kyk, dan sê jy, hoe kan God lief wees vir hierdie ou? En in jou hart weet jy, daar's 'n stuk mislukking wat jy elke dag beleef wanneer ek suiker opneem. En ouens, ek gaan hierdie jaar regtig die Here aangryp. Ek gaan nie dit self doen nie, ek gaan die Here aangryp. Ek sê nie, ek wil niks suiker gebruik nie, want daar's suiker in alles, maar ek wil nie my comfort kry in 'n chocolate bar nie. Ek wil dit kry in die Here. Jy hoor? Ek wil goed voel oor wat God oor my sê, nie oor 'n sweetie pie nie. Ek sien ek praat met party ouens hier. Ek besef ek drink ver te veel koffie. Dis hoekom my stem so droog klink nou. Ek weet dit gaan my stem krokkerig maak as ek preek, maar wraggies, ek soek die energie aan, drink ek dit. Dis dom. Dis die klein gewoontes in ons lewe wat baie keer 'n groot impak maak.
Miskien wil ek en jy onsself humble voor die Here en erken dat ons dalk op sekere plekke besig is om onsself te vernietig. Maar as ons nie gedissiplineerd besluite maak en 'n doelwit stel nie, waarom sal dit ooit realiseer? So ek wil saam met jou bid vandag. En ek wil jou nooi, wil jy nie jou wêreld toelaat om ingekleer te word nie. Jy weet, ons het 'n proses wat ons noem CCP. Dis die City Changes Equipping Program. En hy skop weer af binnekort. Ouens, die mense wat deur CCP is, sy getuienis is deur al die jare wat ek nog aangebied het. Ek het ontdek wat God se opinie is oor my lewe. Ek het getoets hoe dit regtig lyk in my lewe. En ek kon nie aanpassings maak. CCP gaan nie daaroor om van jou pastoor te maak nie. Dit is 'n worldview 2 jaar wat jy gee vir jou lewe om jou wêreldbeskouing te toets aan wat God se opinie is. En ek wil jou nooi. Skryf in. En gebruik hierdie, dis een van die maniere. Sodat jy saam met ander mense kan trek en die dissipline leer en jou eie lewe toets volgens. Ons gaan hierdie jaar baie ander dinge ook doen. Ons fokus hierdie kwartaal op ons gesinne. Mag hierdie kwartaal 'n seisoen ook wees wat jy as gesin die geleenthede aangryp wat by die kerk vir jou aangebied word om julle sterk te maak. Amen. Psalm 118 vers 24 sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Mag ek en jy elke dag uitkoop om die regte stene in ons lewe te hê om te bou. Amen. Ons bid saam. Hemelse Heer, ons is so dankbaar dat ons hierdie jaar kan begin en weet U is in môre, U is in vandag. U ken ons verlede en U het nog nooit opgegee op my of enige persoon nie. Ons gebed is, Hemelse Vader, mag hierdie seisoen 'n tyd wees wat ons nie in vrees leef vir hierdie torings in ons lewe wat ons stabiliteit verruil het vir onsekerheid, vir risiko en die moontlikheid van toekomstige pyn. Here, ons wil vandag net vra, o Heilige Gees, kom oortuig ons en help ons om die hoogste vlak van selfliefde te kan embrace, en dit is om nederig te wees en om onsself te onderwerp aan die kragtige hand, sodat U ons oplig. Want as U ons oplig, kan niemand ons aftrek nie. Here, ek bid vir wysheid vir ons elkeen, vir insig en die verstaan van die genade. Here, mag elkeen hier weet dat ons elkeen geweldig geliefd is. Dat ons geroep is met 'n hoë roeping en dat U nie kan wag om ons te vertrou met meer en meer wat pas by hoe U ons gemaak het. Ons sien uit na hierdie jaar en ons lê onsself neer voor U in Jesus Christus naam. Amen. Dis saam met ons staan en net hierdie verklaar. You worthy of it all. Yes, you worthy of it all. For from You are all things, and to You are all
raak 'n lewe hier so met U staan. Kom ons sing dit. You are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. 'Cause you're the King of Kings. For from you are all things. To you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Net die stemme. Kom alle stemme saam, kom ons sing vir die Here. You are worthy of it all. Yes, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Here, dankie dat ons net kan verklaar U is waardig, Here. Ek bid, Here, ons sê dit altyd, Here, dat U die grootste sê oor alles in ons lewens, Here. U die finale sê, Here. Dit is so maklik om te sê, Here, maar ek bid dat mense volgende dit sal begin besef. Dat dit sal waarheid word, Here. Dat mense dit sal weet, Here. Ek bid, Here, dat hierdie uitnodiging sal wees vir 2026 om te sê, Here, maar daar waar goed harder praat in ons lewens met wat voel wat meer autoriteit is, Here, dat dit sal swaai. En dat ons weet en erken, U is soveel groter. U dra soveel meer autoriteit, Here. En U het baie beter planne vir ons as wat ons self dink. Wat 'n groot blessing om hierdie jaar in te stap. Besef, Here, maar ons is waardig, want U is. Amen. Amen. Dis welkom gou vir 'n oomblik hulle se plekke te neem. Kyk gou hierdie video saam met my. Die skole maak weer hierdie week oop. En dit is altyd 'n baie opwindende tyd, maar ook 'n tyd wat baie onsekerheid kan bring. Veral as jy in graad 1 en graad 8 is en na 'n nuwe skool toe gaan. Ons wil graag iets daaraan doen. So, vertel ons bietjie meer, wat gebeur volgende week Sondag? Volgende Sondag, 18 Januarie, hou ons 'n gebedsoomblik vir al ons kids en tieners wat hierdie jaar in graad 8 of graad 1 is. So bring jou kids, trek hulle skoolklere aan en as jy van iemand weet wie se kinders in graad 8 of graad 1 is, nooi hulle ook saam. Ons sien baie uit om die dag saam met julle te spandeer. Dit gaan amazing wees. Sien julle volgende week. Moet nou my plek hier so probeer vind. Dit is so lekker. Volgende is hier 'n paar mense wat presies weet waar ons alles. Jy weet waar jy elke Sondag sit. Jy weet presies waar is die koffie, jy weet presies waar is die badkamer sonder dat enigiemand vir jou hoef te vertel. Maar as ons eerlik is hier volgende mense wat nie presies alles weet nie. Jy hoop eintlik net ons het goeie koffie. Ons het.
en jy is eintlik bang jy sit op iemand anders se sitplek. Maar dit is presies hoekom ons starting point het. As jy volgende hierso vir die eerste keer of die tweede keer of die hoeveelste keer ook altyd ook al hierso is en jy wil wonder wat is jou volgende tree by ons, ek wil jou graag ontmoet by die starting point hier buite. Hallo, my naam is Corneille. Ek gaan na die diens by die starting point stasie wees. Kom asseblief en sê hallo. En net 'n baie praktiese ding, as jy voel jy is nie die regte persoon wat heeltyd wil raai wat gebeur by ons kerk nie en jy wil graag weet, dis hoekom social media daar is en ook dit is hoekom ons 'n WhatsApp groep het. So as jy ook op dit wil wees, is jy welkom om na die tyd na my toe te kom en dan add ons jou op daai groep. Dit is baie interessant, die Bybel praat baie vir hoe ek en jy veronderstel is om te leef en hoe ons leef. Dit praat 350 keer oor stap. Dit praat 170 keer oor rus en dit praat 80 keer oor skepping. 40 keer oor lag, maar interessant genoeg, dit praat meer as 450 keer oor saam wees. En dit is wat ons baie inglo by Dr. Deo Linden, is community. So, as dit mens voel altyd maar, jy weet, dit is maklik om in rye te sit. Rye is goed, maar sirkels verander lewens. Want dit is maklik om in 'n ry te kom sit, kerk toe te kom om eintlik net hierso te kan ontvang, te luister en huis toe te gaan. Maar kerk is anders as iemand weet hoe was jou week. Kerk gaan altyd groot voel totdat iemand jou naam ken. Amen. So hier is die uitnodiging. Ons het hierdie community muur hier aan die kant. En ek wil dit baie duidelik maak, dit is nie dekor nie, alhoewel hulle baie mooi gesigte daarop is. Is dit nie dekor nie, dis 'n uitnodiging. So wat te doen jy prakties na die diens? Jy gaan na die community muur toe, vind vir jou gesig en join dan so 'n groep. Dan wil ons celebrate, ons Engelse aanddienste skop vanaand af. Ons is so ongelooflik opgewonde wat die Here wil kom doen en ek wil jou uitnooi, bid saam met ons, vertrou saam met ons vir die droom van dit wat die Here wil kom doen in ons aanddienste. En ek wil jou challenge, as jy eintlik Engels is of jy ken iemand wat Engels is, asseblief nooi hulle uit na vanaand 6uur se diens toe waar dit lekker afskop. Ons beweeg deur die 5 gesindhede van gee deur die jaar en dit is nodig want ek weet nie of jy weet nie, maar vrygewigheid gebeur nie per ongeluk nie. Dit moet eintlik 'n gewoonte word. En watter beter tyd is dit nie as Januarie om te praat oor gewoontes nie. Een, want dis die tyd wanneer die meeste gewoontes gevestig word, alhoewel internasionale Quatersday laas Vrydag was, of nou Vrydag was, maar dit is ook die tyd wat ek en jy besef, maar ons weet glad nie hoe die jaar gaan lyk nie. Jy het geen idee hoe lyk hierdie jaar vorentoe nie, maar dit is juist waar geloof inkom. Geloof sê, Here, maar ek vertrou jou genoeg, selfs al verstaan ek nie hoe die volle prentjie lyk vir die jaar nie. Psalm 139 sê dit so mooi, God is reeds daar waarna toe ek en jy op pad is. En ek wil jou uitnooi, soos wat jy geloof het in die Here vertrou in alle areas van jou lewe, jou huis, jou werk, jou toekoms, jou gesin, mag dit so wees met jou finansies ook in 2026. Baie maklik om prakties deel te neem in dit. Op jou stoel is daar 'n koevert, jy kan kontant daarin sit as jy dit sou hê, nie omdat ons vra nie, maar juist as die Here iets in jou hart doen, of jy kan elektronies ook gee, soos wat dit daarop is. En soos wat, as jy gebed nodig het vanoggend, daar's 2 maniere hoe jy kan reageer. Jy kan vorentoe kom, soos wat ons almal gaan uitbeweeg. Ons gebedspan is hier, hulle is gereed om jou te ontvang. Andersins, daar agter by daai blou venstermuur in die kerk, is daar ook 'n spasie waar jy kan neerskryf waarvoor jy vertrou en bid. En ek wil jou ook uitnooi, as die Here iets reeds gedoen het, skryf dit ook neer, want ons celebrate deurbrake en ons wil dit ook hoor in mense se lewens. En laastens, soos wat die diens eindig, begin community eintlik nou eers. En ons almal ken daai kuiers wat eintlik partykeer te lank raak. Hooplik nie hierdie nie. Maar jy weet daai kuiers waarna toe jy gaan waar jy begin oop mond al gaap want jy wil hê mense moet sien. Dis nou klaar. En dan is daar iemand wat net sê, hoorie, wag net hier, ek kom nou weer. Volle wete, jy gaan hulle nie weer vandag sien nie. En jy verdwyn 100% daai oomblik. En ek wil julle uitnooi, sit ons nou gaan buitentoe beweeg, mag ek niemand hoor sê, ek wil net gou gaan koffie kry, wag hier, ek kom nou weer nie. Gaan kry die koffie, ja, maar bly bietjie en kuier langer saam met ons. Ek wil vir julle sê, kom sê hallo, of dit vir my is, of vir iemand anders rondom my. Dr. Deo Linden, dankie dat jy hier is, dankie dat jy deel is. Kom ons gaan kuier.